Vandag gaan ons bietjie gesels oor KI in die klaskamer, ook genoem kunsmatige intelligensie. Hoe kan ek as onderwyser gebruik maak van KI? Daar is baie maniere hoe KI ons in die klaskamer kan help en ons gaan op die volgende paar skyfies bietjie raak daaraan. Kunsmatige intelligensie skep diverse leergeleenthede deur te fokus op die wyses waarop elke individuele leerder leer en wat hulle spesifieke leerbehoeftes is. Chatbots kan gebruik word om kommunikasie in die klaskamer te stimuleer en vir die leerder die nodige verbale ondersteuning te bied. Die chatbot kan ook die onderwysers ondersteun in administratiewe take en dit help om nuwe benaderings te skep tydens kommunikasie met die leerders. So nie net help dit die leerders nie, maar dit kan ook die onderwysers leer. Kunsmatige intelligensie kan outomatiese toetse merk vir die onderwyser en onmiddellike terugvoer vir die leerders gee. Deur die kunsmatige intelligensie te gebruik om toetse te merk, gaan dit beslis tyd spaar en moeite spaar vir die onderwysers en die leerders. Op die wyse kan ons meer aandag gee aan goedjies wat ons nog aan moet werk. Daar is baie voordele vir die gebruik van kunsmatige intelligensie en hier is net 'n paar van die baie voorbeelde wat ek genoem het. So, kunsmatige intelligensie maak leerders meer positief oor leer. KI bied nuwe en meer effektiewe wyse van lesaanbiedings as 'n tradisionele benadering. Die KI gebruik aspekte uit leerders alledaagse lewens wat leerders meer geïnteresseerd maak. Kunsmatige intelligensie bied lesse aan waarby die leerders hands-on betrokke kan wees deur fisiese wetenskaplike eksperimente virtueel saam die rekenaar te doen. Kunsmatige intelligensie bied interessante wyse van leer aan, soos om speletjies te speel waarin die leerders punte bymekaar kan maak, uitdagings kan bemeester, wat kompeterende leerders aanmoedig en motiveer. So daar is baie voordele wat kunsmatige intelligensie vir ons as onderwysers in die klaskamer bied. Dit hou die leerders meer betrokke by die les, hulle is definitief meer opgewonde, want dit is nie iets wat hulle elke dag doen nie, dit is nie dieselfde patroon wat elke dag gevolg nie. So vir ons as onderwysers, om dit vir die leerders interessant te hou, is hierdie beslis 'n baie goeie tool wat ons kan gebruik, om dit vir die leerders meer opwindend en meer interessant te maak, en om hulle ook aktief betrokke by die les te hou. Soos wat daar voordele is vir kunsmatige intelligensie, is daar dan natuurlik ook ons nadele. So, nadele sal wees privaatheid. So kunsmatige intelligensie benodig persoonlike inligting vanaf die leerder om effektief te werk, soos die leerder se akademiese rekord, biometriese inligting en agtergrond. Met ander woorde, ons gaan eers moet toestemming kry by die ouers dat ons hierdie inligting kan deel met ons chatbots of met die kunsmatige intelligensie toep. Menslike empatie en ondersteuning. Alhoewel KI effektief is vir die verskaffing van interaktiewe en effektiewe lesse, kan dit nie vir leerders emosionele ondersteuning of menslike interaksie verskaf nie. Dit is waarom ons as onderwysers nog steeds in die klaskamers is en die kinders nie net op hulle eie met sulke toepassing kan werk nie. Ons as onderwysers bring die emosionele en die menslike interaksie in, wat die kunsmatige intelligensie nie bied nie. Daar is ook 'n risiko dat kunsmatige intelligensie onderwysers kan vervang. Kunsmatige intelligensie bied outomatiese assessering, lesaanbieding, ekstra akademiese hulp aan leerders en kan administratiewe take voltooi, wat dus kan veroorsaak dat onderwysers heeltemal vervang kan word. Soos ek genoem het, dis waarom ons as onderwysers nog steeds in die klaskamers is, omdat ons op 'n emosionele vlak met die kinders 'n band vorm en omdat ons menslike interaksies verskaf vir hulle. Daarom is dit belangrik dat ons nog steeds as onderwysers in die klas is en net kunsmatige intelligensie gebruik as 'n riglyn en om lesse bietjie meer interessant te maak.
Dan kom ons by hoe Indië China verbygevat het in die wêreldbevolking met die meeste bevolking. Dit is 'n historiese keerpunt, aangesien China vir die hele laaste ruk die meeste bevolking gehad het. So hulle sê vir ons, die skatting in 2023 is Indië se bevolking het 1.4 miljard bereik, wat China se 1.425 miljard oortref het. So dit is nie baie nie, maar tog het hulle verbygesteek. Dit is redelik nog steeds naby die getalle, maar Indië het hulle verbygestap. Eerste keer sedert 1950 dat China nie meer die mees bevolkte land is nie. Dis hoekom ek sê dit is 'n historiese keerpunt. So dit het omtrent 75 jaar gevat vir Indië om China verby te vat. Indië se bevolkinggroei is steeds terwyl China se bevolking begin afneem het. So die redes vir Indië se bevolkingsgroei, daar is 'n hele paar redes vir Indië se bevolkingsgroei, maar hier is 'n paar wat ek vir julle genoem het. So jong bevolking, ongeveer 43% van Indië se bevolking is onder 25 jaar oud. Geleidelike afname in geboortesyfer is tot 2.0 kinders per vrou, net onder die vervangingsvlak. Dan is daar ook 'n verskeidenheid in bevolkingsgroei. Noordelike state groei vinniger as suidelike state. Op die bord sal julle kan sien, daar is 'n klein grafiek van hoe Indië en China op 'n grafiek voorgestel word. Net so wat daar redes is dat Indië se bevolkingsgroei opgegaan het, is daar ook redes vir China se bevolkingsafname. 'n Paar van hierdie redes is die een-kind-beleid wat tussen 1980 en 2015 gestig was. Dit het geboortegetalle drasties verminder. Lae geboortesyfers, in 2022 was dit net 1.2 kinders per vrou. En dan natuurlik die verouderende bevolking, minder jong mense is in die arbeidsmag wat groei kan belemmer. Nou kom ons by ons volgende onderwerp en dit is slim stede. So wat is slim stede? Slim stede gebruik tegnologie en data om stedelike dienste te verbeter. Dit fokus op doeltreffende infrastruktuur, volhoubare energie en beter lewensgehalte. 'n Paar voorbeelde is intelligente verkeersbeheer, slim nutsdienste en veilige woonbuurte. So wat is die potensiaal van slim stede in Suid-Afrika? Dit kan infrastruktuur en diensleweringskwessies help oplos. Dit bied nuwe geleenthede vir werk, entrepreneurskap en innovasie, en dit help om stedelike groei volhoubaar en omgewingsvriendelik te bestuur. Daar is natuurlik ook uitdagings. So een van die uitdagings is groot koste en politieke wil is nodig vir suksesvolle implementering. So dit is nie ietsie wat net goedkoop gaan kom nie. Daar gaan bietjie kapitaal moet gebruik word om hierdie in werking te kry. Ongelykheid en beperkte toegang tot tegnologie kan sommige gemeenskappe uitsluit. My mening is met behoorlike beplanning, deursigtigheid en gemeenskapbetrokkenheid kan slim stede in Suid-Afrika 'n realisties en voordelig wees. Dan by ons laaste vraag het ons 'n speletjie gemaak met die naam Wie word 'n miljonair? So aangesien ons nie miljonêers is nie, speel ons natuurlik met bietjie minder geldjies. So die vraag is van maklik na moeilik, waar elke vraag 'n geldjie werd is en elke individuele kind wat die vraag reg beantwoord ook 'n prys kry, soos byvoorbeeld 'n chocolate of 'n suurwurm of 'n pakkie biltong. Natuurlik raak die individuele pryse ook bietjie beter soos wat die vraag moeiliker word. Die vraag word 'n multikeuse vraag gevra. Daar is 4 moontlike antwoorde waarvan net een reg is.
Die leerders kry ook kans om van 2 hulplynkeuses gebruik te maak, waarvan een is om die onderwyser te vra en die volgende een om vir ChatGPT te vra of dan natuurlik ons chatbot, ons kunsmatige intelligensie. Hier is 'n voorbeeld van die vragies wat natuurlik een van jou makliker vragies is. So wat is 'n produk wat van boerdery afkom? A is dit motors, B is dit melk, C is dit selfone en dan D is dit klere. Sodra die kind die regte antwoord ken, moet hy of sy dadelik opstaan. Die kind wat eerste opstaan, gaan die geleentheid kry om die vraag te antwoord en dan 'n individuele prys te wen en dan natuurlik 'n geldjie wat die vraag werd is te wen.